the bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Baie welkom by nog 'n episode van Wild Horses. Altyd 'n voorreg om weer saam met julle te wees. Dankie dat julle inskakel. Dit is 'n groot voorreg vir my vandag om ek wil amper sê rond te twee. Johan, niemand join my. Ons het 'n gedeelte van sy brandende bos het ons vasgevang op 'n episode van ons van 'n vorige reeks. En wat 'n voorreg om jou terug te hê. Johan, baie welkom. Ek is baie excited vandag om te weet ons is op pad om iets dieper uit te vind. Ek like om te hoor van die pad. Ons praat baie daar van Wild Horses, waar die pad begin en om die pad skoon te hou. Ja. Vir ander mense om agter jou aan te loop. Ja, dat is 8 jaar, maar baie dankie vir die geleentheid en dis 'n plesier. Lekker. Sê vir my, hoe lank terug was dit gewees? 8 jaar nou. 8 jaar? Yes, nou, wat ek deur die doopbad is tot waar ons vandag staan. Yes, okay. Ek wil jou terugvat soontoe as ek kan. Net so, dat ons gou touch base daarso. So, jy's great getuienis. Die Here het jou aangegryp, jou lewe vir jou omgedraai. Ja. En jy sê soos jy sê, jy's deur die doopbad en ek wil net 'n bietjie touch. Wat het daarna gebeur? Daar's 'n stukkie wat jy tot op 'n punt kom. Ja, dis eintlik aan die een kant half funny, want ons was in die kerk en die pastoor het gewaar. Eers toe ek die doop water is, toe sê Penny, sy bid die aand, sy sê, Here, asseblief, jy moet asseblief hierdie mannetjie iets gee om te doen, want hy's besig en dit was darts en dit was, so ek kon nie stil sit nie, ek het daai fear of missing out, en toe bid sy, en so met die tyd was ons by die kerk en dan was sy, die werk is nie klaar deur die doopbad nie. En ons het die oggend hier gesit en dit slap my soos 'n hamer voor die kop, maar you haven't made it. Jy is nie nou gemaak nie. Yes. Nou begin die werk. Jy moet nou iets kry wat jy vir die koninkryk kan doen. Want onthou, toe is jy nog on fire. Dit loop so stroop. Jy smile elke môre, dit gaan goed by die huis. Yes. Maar daar's daai iets wat jy kort. Ja. En ons het een woensdag aand toe sê, hy was 'n pastoor Austin. Okay. Austin Hicks. Hy het hier gekom in die hospitaalbediening begin. Toe vra hy vir my, wil ek hulle nie een dinsdag aand join om dit te doen nie. Ja. So ek, yes, dit sal great wees dat ek kom. En van die eerste aand wat jy ingestap het, is dit net of this is what I want to do. Want hy het nogal 'n grap gemaak vir my voor die tyd. Hy sê, jy moet een ding onthou, hier is eintlik 'n maklike bediening, maar die mense kan nie weghardloop. So as hulle daar lê, hy's vas, hy kan net sê ja of nee. Okay, yes. Ons bid vir u en ons glo vir u ja, maar as hy ook sê nee, dan yes. Is dit so. So ja, en dis waar dit begin het. Dit was, en ons was, op 'n tyd was ons 4-5 groepe wat die hele Oosrand, ons was Benoni, Brakpan, verre Oosrand, ons het die hele Brakpan gecover, en pastoor Austin is toe naderhand, is hy oorlede. Yes. En ek dink broer Martin het dit al oorgevat, en die mense het nog so 'n bietjie weggekwyn. Maar toe begin 'n mens worry, maar hoekom val die mense weg? Ja. Maar op die einde van die dag gaan dit oor jou gesindheid. Dis nie die mense wat weggaan nie. Dis nie die pastoor Austin wat weg is nie. Yes. Die ding het gekom, jy moet dit wil doen. Jy moet nie deur mense wil raak gesien word nie. Dit is wat ons nou by ons is so 'n groepie van 5 of 6 wat nou by Delview Kliniek by mekaar kom, en as jy nie die aand, as jy 'n slegte dag gehad het, en jy het nie net 0.5 of 1 uur gehad, wat jy net kan in-channel, en met die Here praat en vir jou sê, laat jy net daai rustigheid kry, want jy die hele naweek, maandag, sondag, na kerk, maandag, as jy nie 1 uur ten minste gehad het, moenie eens kom nie, want then it's besides the point. Yes. En 'n groot ding wat ons begin doen het, en gevra het, Here, maak u vir ons die afsprake. Ja. Want dis waar dit moet vandaan kom. Yes. Jy kan inloop en vir 300 mense bid om hierdie mense gesien, dit gaan jou niks help. Yes. Maar as jy daar instap en dit is hierdie persoon wat ek voel. Jy weet dit, die Gees praat met jou. Jy's in die Gees is jy. Dis is hoe hy jy moet hierdie persoon
bedien vanaand. Dit is 'n groot, you must be there for the right reasons. So daar kom ons by daai stukkie en dis wat ons wil klemtoon op sit en jy bevestig iets vir ons so mooi, dat jy moet buite verstaan dat die bediening is nie net altyd die pastoor agter 'n pulpit preek of 'n kerk bestuur nie. 'n Bediening is wat Jesus in sy woord bevestig vir ons. Is waar hy sê, waar was julle? Hy vra die vraag, waar was julle? Ja. Toe ek koud was. Toe ek in die tronk was. Ja. Toe ek honger was. Niemand- Jy verstaan, waar was jy? Hy vra dit. En dit is 'n baie ding wat op die punt van ons afgaan om te sê, en ek bly jy dit genoem dat jy het ingeskakel toe jy on fire was. Maar ek dink hierdie ding het jou on fire gehou. Wat kritiek was. Yes, Want ja, anders ek dink ons baie mense daar buite, miskien is jy daar buite vandag. Jy was betrokke, jy is deur die dooppad en niemand het jou net in 'n rigting in gehelp nie. En op die einde van die dag sit jy nou en jy voel, weet jy wat, I've burnt out. Or, is dit al wat dit is? Ek wil vir jou sê die dooppad is amper voor die begin van hoe goed die Here vir jou kan wees. Ja, Want ek dink hoe meer jy bedien jy actually die Here bedien jou deur die bediening. 100%. Jy verstaan. En die calling, soos jy sê, 'n vrou wat omgee. Mense, dit is so belangrik. Iemand vir jou bid, dis 'n punt. Geregverdige persoon, man of vrou, dit is 'n gebed raak krag. En daai het ingelok dat hy kan opeindig. Maar ook mentorskap. Soos jy sê, die ou het jou ingevat. Ja, En ons is nou so 'n bietjie so gefast forward as ons kan dit sê. So jy staan nou as die hoofleier van die bediening. Praat ek reg waar jy begin het? ja, ek is basies net ek het dit oorgevat by Okay. broer Martin maar ek is 'n ander tipe leier. Yes. Ek doen nie alles nie. Dit is soos ek is by Elroy gemeente, Okay. maar pastoor Willie is nou die pastorie, maar ek dink hy was miskien een keer 'n jaar kom visit hy ons net om te kom, want wat die funny ding is, sodra hy instap by die hospitaalbediening, dan staan almal terug en hy moet die werk doen. Oh, okay, yes. So daai gedeelte is, en dit is waar ons 'n ander dinamika het. Soos dis byvoorbeeld oom Fanie. Oom Fanie is saam met my daar en in die begin is dit jy moet bid. En want ek kan nie, maar hy's daar. Hy Yes. wil sy hart. Yes. Hy shaping oom nodig. Fanie is so aan die brand nou. Jy het nie nodig om te vra nie. Hy weet vir wie hy moet bid. Hy spot on en hy's op die punt. Daar's nie van om die bos draai nie. Kyk, daar's tye wat jy kom en dan kom jy by 'n kamer in. Kan ons vir jou jy kan sien die persoon dis naby. Daar's nie meer tyd nie. Yes. En dan sit nee, ek glo nie. Dan moet jy vrede maak. Dit help nie jy staan in stry of beklei nie. Yes. Maar daai wat jy sê is dis belangrik om 'n mentor te hê na wie jy toe kan terugkom. Ja, met daai teleurstelling. Yes. Want daai's teleurstellend want jy Yes, kom ek met 'n het dit goeie vandag hart gehoor. of die ou Yes. sê luister ek wil nie vir my bid nie of Daar dit sê hy. gebeur. En ek wil net klip vir beklemtoon uit sy getuienis uit dat kyk al was 3 seisoene. So hy het nou sy seisoen van leierskap. Die ander ouens het nie die werk nie gedoen nie of hulle het nie gekoot nie. Hulle seisoen was klaar. Hulle seisoen Hulle is het verby, uitbeweeg. yes. So daar gaan 'n tyd kom in sy lewe wat hy ook miskien iemand gaan opbring en gaan oorhandig want die Here het ook groter dinge om te doen. Wat ons wil vandag ook vir jou sê in sy getuienis is, soos hy gesê het in die begin, hy was 'n besige mannetjie. So ek wil julle bemoedig om besig te bly. Wees 'n wild horse wat net die hele tyd wil vorentoe en agtertoe. Ons het 'n sê ding van ons op ons TV-reeks wat ons sê, as jy stil staan kry jy hoogmoed. Bly beweeg. Want as jy begin stil staan, begin dit paf raak. Jy dis hierdie bediening, ek het hierdie gedoen. Maar as jy beweeg en saam met die ouens is, iets wat ek baie like wat jy sê is, jy is saam met die manne op die frontline. Ja. Of die persone wat saam met jou is. Ja. Maar jy het al vir my vertel dat jy nie 'n tree teruggegee het nie, maar jy vergun dat hulle ook groei in die bediening. Ja, 100%. Ek meen dit gaan nie net oor my nie. Ek glo as jou afspraak gemaak is, wie's ek om daarin te gaan en dit gebeur. En die groot ding, die heel belangrikste is, jy moet ingebid wees. En jy moet die Heilige Gees met jou laat werk. Dit is baie belangrik want jy kom in situasies waar jy bid nie vanaand nie. En dit gaan nie net oor bene wat reggemaak word, griep wat uitgebid moet word nie. Griep en sulke goedes is iets van jy kom daar en dan kom jy in 'n kamer, jy praat met die pasiënt, maar reg langs daar sit haar dogter wat nou deur 'n skei saak gaan. Sy gaan presies deur wat ek my vrou deurgesit het. Yes. Nou wie is die beste persoon om mee te praat? Amen. Dadelik
die hele hospitaal, my hele ding op die hospitaal, gaan net oor haar. Ek gaan sit met haar, daar by die bed, en ek deel met haar. Wat was die dinge waardeur ek my vrou gesit? Sy het dieselfde gaan. Hoe bid sy? Want deur hierdie hele ding, die Here jou gewys om te bid. Ja. Jy kan nie lewe en dood uit een tong uitspreek. So jou afspraak is fisies daar vir jou gemaak. Daar kom aande wat jy kom, ons het laasweek en Dinsdag het ons die wonderlikste, die belangrikste werk gedoen. Okay. Boals. Ons het ingekom en ons kon 'n tannie van diep in haar 80's wat baie siek is, na die Here toe lei. Amen. Grootste miracle. Daar's hy. Grootste En miracle. daar's genesing. En soos ek ook vir baie van die mense, ja, maar nou, julle het kom bid, maar my pa's oorlede. Daar's genesing na die dood. Ja. Hy is in die ewigheid in en op die regte plek. 100%. Ja. Dis En ek dink dis baie belangrik in ons bediening dat ons nie opgevang word, jy daar buitekant ook wat ingeskakel is, om nie net opgevang te word in enige iets waar dit net oor gaan oor die bediening en die resultate nie. Nee. Want ons vergeet op die einde is dit hemel of hel. Hemel of hel, Daar's hy. is jy bekeerd of nie, want die ewigheid is 'n realiteit. Daar's hy. En ons twee afdelings, dis either die hel of die hemel. Yes. En baie belangrik wat jy genoem het, wat ek wil net vir almal net weer highlight, is om te sê dat die leierskap, as jy spasie create, soos wat Elroy gemeente vir jou create het, om Yes. deel te raak, en soos jy sê in die pastore, wanneer jy dit oorgedra, is dit mooi en gesond om te sien dit beweeg down the line. Ja. So, vir klein vraagie, net so buite kan dit, is jy nog 'n besige man? Met die hospitaalbediening en met die netbal, want die Here het my ook gevat Yes. en my by 'n skool gesit waar netbal wat my passie is. Okay. So ek is by die netbal en jy kan nie glo wat se invloed jy daai het nie, Yes. op kinders. Volgende generasie. Jonk, yes, en ek het vir Willie hulle een keer vertel die storie van die een meisietjie wat vir my netbal speel, is ateës. Hulle is ateëse. So en haar ouers glo nie, so hoe sy groot gemaak. En my reëls voor 'n wedstryd bid ons en na die wedstryd bid ons en ons sê dankie vir geen beserings en die Gees werk ook met my. Maar ek kyk as sy groei, as ons bid dan sê daar, want dit is een van die reëls. En ek sê toe vir my een wiltjie wat gewoonlik maar bid, ek sê vir jy moenie, ons gaan nie bid nie. Kom ons gaan net op en ons is op en sy sê excuse me sir, are we not praying today? En daarso is dit net, dis niks van my nie. Yes. Onthou wat ek is niks nie. Ek is net 'n instrument. Ek is net gehoorsaam. En daar kom sy en ek vra, do you want to pray? May I? Ek sê yes. En net thank you God for keeping us safe, taking us through this game. Amen. Daar's hy. Daar's- So die skrif sê dit so mooi. Hy sê sekere van julle sal saad gee, sekere van julle sal water gee, maar net die Heilige Gees sal laat groei. En dis wat gebeur het daar. So ek sê altyd geduld om 'n muur af te breek van enige weerstand. Is dit 'n groot 14 pond hamer die prentjie daarvan. Die kop is liefde en die handel is geduld. Ja. So jy moet net geduldig wees en liefde gee, maar een ding wat ek kan uitsien uit sy getuienis uit, is belangrik om te staan vir iets. Anders val jy vir alles. Ja. Jy het gestaan vir wat jy in glo. Dis so. Jesus Christus, die Heilige Gees en die Vader en die werk van die Heilige Gees. Yes. En kyk die resultaat. Ek is so lekker om te hoor jy is ook buite, want ons sien almal die roeping, almal dink is net kerk, maar kyk nou net op 'n passie van jou, gebruik jy jou Here jou weer. Sê vir my Johan, toe jy die oomblik toe jy besef het waaroor dit gaan, hoe as 'n Christen binnekant, wat is die uitdagings wat jy face op die hospitaalbediening? Dit wat jou eie walk is en die netbal. Net so vinnig, net laat mense verstaan, dis 'n realiteit. Ons het weerstand, maar ons is oorwinners. Ja, kyk, ek werk mos nou nie vir 'n baie gemaklike plek nie. Ek is eintlik bang om te sê. Maar ja, as jy vir die staat werk, is dit veral vir die munisipaliteite vandag met die fraud en van die goed wat jy sien. En dis dan dink jy by jouself, joh, Hoekom is ek nou, maar weer eens daar, jou challenges is daar, voordat jy hospitaal toe ry, dan sal 'n taxi vir jou inbring, of jy sal, by die werk sal hulle iets gedoen het wat hulle nie moes doen nie, en dan dink jy by jouself, maar why? Want jy weet nou vanaand moet ek gaan bid, en veral op Dinsdag, jy kan nie glo, op Dinsdag gebeur alles wat verkeerd gaan verkeerd, jy het jou goed by die huis,
jou besigheid, eie besigheid by die huis bietjie, daar's goedes wat vashak, daar's goed wat nie betaal word. Verstaan jy seker? Ja. So jou challenges is daar en dit is alles of dit ek sê dit word meer, maar dit is nie moeiliker om 'n Christen te wees nie. Yes. Want jy hanteer die goed nou beter. Okay. Ja, daai tyd as daar so iets gekom het, is dit want jy kon vloek soos jy wil. Ja. Dis nou moeilik om te vloek. want jy die gees in. Ja. So en daai is 'n challenge. Ja. Wel nie challenge, maar 'n challenging. Jy Ja. daai mense wat jou uitlok, daai verkeerde dinge wat gebeur. Maar as jy net terug staan en sê, "Joh, maar die Here het my deur daai jare gedra." There we go. En die belangrike ding is jou vrou wat saam met jou in die huis bly, om saam met jou te Yes. ek nou net vandag, Yeah. want toe ons nou hiernatoe ry, dis ons nou vanaand ons sê sy vir my, "Het jy dit?" Ek sê, "Wat moet ek hê?" Al sê begin vroeg, "Ja, het jy ek sê, "Moenie worry," sy sê, "Maar weet jy wat jy gaan vra?" En gaan sê, ek sê, my ding, moenie worry. Ek sê, "Ek vra die Heilige Gees sal my lei." Yes. Ek sê, "My belangrikste werk is net om vanaand uit my hart uit te praat en die Heilige Gees." Toe ons hier inry, sy sê, "Ek bid vir jou en ek weet die Here gaan vir jou Amen. doen." Ek sê, en dit is belangrik. Nou, dan voel jy klaar rustig. Yes. Dis ek weet ek moet eintlik weer eens om verskoning vra na wat ek haar deurgesit, want sy het gebid tot sy pers is. Ek dink sy was meer in die kerke gewees om my uit die hel uit te hou as wat enigiemand sal besef. Maar weer eens soos nou, op 'n Dinsdag as ek ry, dan sê sy vir my, "Moenie worry nie, ek tree in vir julle." By die hospitaal. So dis belangrik daai. So soos jy dit noem, sorry, ek val in die rede daarom, maar soos jy dit noem, dat hy sê dat dis 'n helper. Ja. En ek wil dit net so vinnig intap daar in ek noem dit BC, before Christ. Yes. Ek wil net intap toe die man verander, toe verander die vrou. 100%. En dis die key wat ons moet verstaan. Ja. As 'n wild horse, jy moet die wille toom van die wêreld uitkry. Jy is nog steeds 'n wille perd, maar sit die toom in die sagtheid van die Heilige Gees en al sy werke en jy gaan 'n helper kry wat jy nie gaan verstaan hoe sy jou gaan help nie. Is dit die waarheid wat ek sê? 100%. Oh, dis so awesome. Ja. Ek wil so 'n bietjie ver gaan en ons wil so 'n paar minute vat. Ek het jy 'n paar getuienisse. Wat het gebeur in Benoni toe jy een aand so toe gaan? Wel, daai was 'n baie gesien. Ons het hier weggetrek. Ons het in groepe opgedeel. Want ons was te veel vir een hospitaal, want dan gaan jy na een bed toe, want so baie was ons. Ja. En ons besluit toe ek en broer Martin en ek kan nie onthou wie was nie. Ons is toe Benoni toe na Linmet Hospitaal toe. En ons kom by die ICU en jy gaan vra, maar hoorie, ons is van Elrooi gemeente, mag ons asseblief vir die mense bid wat gebed nodig. En die vroutjie sê vir ons, 'n swart dame, sy sê, "Just wait 1 second. Please." Ek sê, "No problem." En ons wag toe en volgende oomblik toe staan sy en 2 ander daar. Ek sê toe, okay, sy sê toe, "You were allowed to, but will you please pray for me?" Dis nou die staf. Die staf, Ons het wow. gekom om ons sê, "Nee, is reg. Bid vir haar. Bid vir die een, please, my family. Bid vir die ander." Ons het 9:30 daai aand, 7 uur tot 8 is besoektyd. 9:30 daai aand toe ry ons daar weg. Toe ons nie vir een pasiënt gebid nie, net vir die staf. Soos die ene klaar gebid is, "Thank you sir." Dan kom die volgende ene. So hulle het beurte gemaak om dit gaan nie net oor die hospitaal, dis weer wat ons in die begin gesê het. Nie oor net oor die siek mense nie. Yes, 100%. Dit is so belangrik en die ding is hulle is by die werk heeldag. En in daai tyd wat hulle by die huis slaap hulle, so wanneer kom hulle by 'n Sondag werk? So daai was die ideale wat die Here vir ons geskep het. Ja. En wat ons ook altyd sê, ons is niks. Silwer en goud Ja. het ek nie, maar dis wat ek het. Yes. En ons het die Heilige Gees. Ons kan net sê ek sê elke dag dankie Here dat U my gekies het om hierdie te doen. Ja. Want dis nie deur my nie. Yes. Ons kry geen eer. Ja. Ons het die een aand weer by Benoni, ek dink die volgende aand gaan ons weer soontoe en kom by die ICU en loop verby die bed en die tannie roep vir my. Ek sê vir hulle, ek kom nou. Ek sê, ons kom nou na tannie toe, ons begin net by die agterste kamer, dan gaan ons hier so verbykom en hoor, sy sê, "Are you a doctor?" Ek sê, "I'm a doctor but of another kind." Ek is nie 'n dokter nie, maar ja. Maar ons is nou by dit. En ons is daar na agter toe en klaar daar en ek sê vir Martin en vir wat, "Kom ons gaan net gaan." En sy sê, "Kan ek loop, dis my laaste. Ek is en die Here het gesê sy stuur vanaand vir my 3 engele om vir my te kom, voor hy my kom haal." Amen. Nou was wie daai afspraak, nie ons. Yes. Ons het nie daar gegaan by chance nie. Yes.
En dit wat sy vir ons sê, sy het nie geweet eers ons toe ons inloop. Toe sê sy, before you say anything, the Lord sent me 3 angels tonight, before he takes me up, to come and pray with me. Ja. En dis sulke dinge, ek weet nie of, ons is nou van Brakpan, Ja. daar's 'n ou wat staan by, Cowboy. Okay. Hy staan by die metropolisie se parkeergronde in Passikarol. Okay. En ons is verre Oosrand toe die aand en ons kry hom toe daar, maar hulle sê toe vir ons, die dokter sê, he's not going to make it, he's septicemia en it's his last. En broer Martin deel toe met hom en hy sê vir hom, maar gaan jy dit vat? Nee. En hy lei hom na die Here toe, ons bid vir sy siekte. Dit was die Dinsdag aan. Die Vrydagmiddag toe staan hy Amen. by die karwagplek waar hy altyd is, met sy cowboy hoed op. Genees. En hy maak hier 100% Miracle. genees. Miracle. Nothing that we did. Yes. Dis alles die Here se Yes. werk. Ons is nie die instrument en die gehoorsaam is om te gaan waar hy ons stuur. Yes. En dit is daar's baie, daar's mense, ek kan vir jou getuig waar ek sal Martin vir 'n tannie wat 'n Roomse Katoliek is, deel met haar. Die volgende oomblik toe bid sy in tale. En jy kry daar, so 2 weke terug is ons daar en ek is tam, maar eers die storie wat my geruk het, is, ons kry 'n boodskap, ons moet vir oom Hans, oom wat in die kerk was gaan bid, oom Hans Stander, een van ons gemeentelede, en ek sê vir wil julle, nee, ek sal gaan, en soos ek sê op Dinsdag, kom by die werk, daar's chaos, en kom by die huis, en dit is net nie reg. En ek vat my goeders, en ek gaan bad, en ek kom uit, en ek sê vir Penny, ek sê, laat ek net ry en hierdie ding oorkry, en ek sê die kar, en halfpad soen toe, sê die Heilige Gees, weet, draai om en gaan huis toe. Ja. Ek sê, maar ek gaan nou, hy sê, draai om en gaan huis toe, van, why? Hoekom doen jy dit? Jy gaan met die verkeerde attitude. Ja. Jy wil dit nie doen nie. Wil jy gaan gesig wys vir mense, of wil jy net gaan om die tannie te gaan kamfer? Waarvoor gaan jy? Gaan jy om vir my kind te gaan bid? Of gaan jy om gesien te word? Ek trek af, ek sê, Here, ek is jammer. Yes, repent. Ja. Yes, ek sê, ek is jammer, vergewe my vir dit wat ek nou gedoen het. En gee my die woorde wat ek kan gaan bid. En toe ek daar klaar is, toe besef ek, maar wie dink jy is jy? Ja. 'n Mens raak gemaklik, ja. Ja, families. Yes, Ja. dis mos nou maklik hier. Ja. Sodra dit begin inkom, op 'n plek gaan die Heilige Gees jou stop in jou pak slag en sê, wow, Ja. kom terug na waar jy moet wees. Yes. Jy kan nie net doen wat jy dink en sê wat jy sê nie. En dit is so belangrik wat hy sê is, ons gaan 'n episode doen oor geestelike hoogmoedigheid. Omdat dit is die vlees in die mens, hierdie miracle sien, en jy sien jy, begin die vlees bietjie die eer te vat. Ja. En dit is so belangrik, ons vas en gebed is in ons episodes, julle oor self hierso, dis regtig vir my 'n groot voorreg gewees om Johan saam met my te hê. Ek wil graag afsluit en ek wil hom vra, as jy ons sal gelei in gebed, baie dankie dat jy kom kuier het. Dit was een van die grootste voorregte dat ek kon sit hierso, dit excite my die bedieningskant. En iets wat ek net op die einde wil sê is, en jy kan dit beamoen, is dat jy gaan nie deur die training eers en dan gaan doen jy dit nie. Ja. Die Here train jou terwyl jy daar is. Soos jy gaan. Jy gaan 'n fout maak. Ja, Soos wat jy gesê het hoe jy gevoel het en Ja. afgetrek het. Solank jy weet jy kan repent, die Here gaan jou help en die regte mentors om jou het, staan jy in diens van die Here. So ons wil praat calling is nie altyd die kerk, ons wil jou herinner. So Johan, asseblief lei ons uit. Is daar iets wat jy wil sê ja, en vir iemand? daar's geen verskoning nie. Ja, okay. Want ek het al sê, ek wil net nie vir Engels een bid nie. En nou, as jy op die regte is, en jy is met die Heilige Gees, en jy kom daarin, bid jy in enige taal. Daar was 'n oom wat vir my gesê het, ek dink hy was 'n Griek, maar jy kon skaars hoor wat hy sê. Toe vra ek vir hom, kan ek vir jou in Afrikaans bid? Toe sê hy vir my, from your mouth to God's ear, that's all that matters. Amen. So jy het geen verskoning daar buite nie. Julle wat wil involved raak, doen dit. Klim uit jou rusbank uit en doen iets vir die Here, want hy het jou nodig. Daar's baie mense daar buite, daar is hospitale wat daar's geen gebidry daar nie. Kom uit, gaan doen die werk, maar belangrik is laat die Here jou lei. Moenie worry oor die ander mense, die Here is hy sal jou nie in 'n ding instuur wat hy jou nie gaan deurlei nie. Maar dis maar al, ja. Daar sê baie dankie Johan. Ons gaan afsluit met gebed. Twee plekke as ek mag vra, maar vloei met die Heilige Gees. Hulle wat soos jy sê wat met in diens kom, maar ook vir hulle wat daar is, wat miskien voel ek gaan uitklim en die vyand het vir hulle gelieg, maar vloei met die Heilige Gees. Ja, ek
Vanaand gaan ek net bedank. Ek Yes. wil die Here net dank sê. Lofdank. Yes, want die belangrike is die dank. Ons het klaar gevra. Yes. Die Here weet wat daai man wat wil wegloop se hart. So ek gaan hom net bedank dat hy vir ons die geleentheid gee. Vloer is jou nou, Johan. As hy- Dankie. Dankie. Ons almagtige God en Vader, ek kom vanaand na U toe met 'n dankbare hart, Here. Dankie Vader dat U my hierdie geleentheid gegee het om met Henny te kan kom gesels en my hart kan uitstort, Vader, want alles kom U toe, Vader. Al die lof en die eer kom U toe, want sonder U was ek niks nie, Here. Vader, ek dank U nou vir elke siel wat daar by die huis op die rusbank sit, wat U gaan uitlig uit daai bedroefdheid uit daai wat leuns wat vir hom vertel is dat jy's nie goed genoeg nie, Vader. Ek dank U dat U hom nou daar uithaal en dankie Here Jesus dat U sy familie gaan help om hom daar uit te bring, Here. Dankie vir gelowiges, dankie vir broers en susters wat ons het wat saam met ons hierdie pad stap, Here. Dankie vir hospitale wat ons toelaat dat ons nog kan gaan en U woord kan verkondig, Here. En Vader, vanaand kom ek net en sê dankie vir elke liewe genesing wat U al laat plaasvind het en wat U nog vorentoe gaan laat plaasvind, Here. Vir elke siel wat ons by hospitaalbediening gaan red, sê ek vir U dankie, Here. Die lof en die eer kom U toe. Ons is net U instrumente, Here. Dankie, Here Jesus, vir hierdie program wat ons het. Ek dankie dat U dit gaan seën en vir nog 300, 400 episodes, Here, dat daar vrug sal dra, Here. Dankie dat U elke oor wat hierdie uitsending gaan hoor, Here, daar waar vrugbare grond moet wees, dank ek U dat U dit nou gaan vrugbaar maak, en as hierdie saad gaan val, Here, dank ek U met die magtige naam van Jesus Christus, dat U vir daai mense uit hierdie ding uit gaan lig, Vader, en vir hulle gaan die pad wys, Here. Dankie dat Suid-Afrika gaan opstaan, Here, en bid vir genesing vir ons land ook, Here. Dit is ook belangrik, Here, maar op die einde van die dag kom die lof en die eer toe U, en ek dank U, Here Jesus, dat U ons eerste lief gehad het en dat U seun vir ons aan die kruis laat sterf het vir dit wat ons vandag doen. Al die lof en die eer kom U toe. Amen. Amen. Daar hoor julle dit. Die roeping is daar buite. Die oes is groot, die werkers is min, die woord sê dit. Ek wil julle is 'n uitdaging om te sê, vat die Here se hand en wees verseker dat die Here is by julle. Johan, baie dankie dat jy kom kuier het en ek waardeer jou hart wat jy uitgestort het en dankie vir die gebed. Tot 'n volgende keer. Daar's hy. Goed gaan. The bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.